Goeiemôre broers en susters, baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Ek wil net hoor van julle wat mooi hoor. Is daar enige iemand wat nie mooi kan hoor nie? So ek neem aan dis 'n ja. Daar is baie welkom en ek wil graag soms op die afskop met vir al ons vaders wat vanoggend in die erediens is, baie gelukkige Vadersdag toewens. Mag u vandag die liefde van die kinders en die geliefdes rondom u ervaar en mag dit 'n wonderlike dag wees, wat ons die Vader vergeer in ons lewens net weer kan herken. En party van ons wat se vaders nie meer met ons is nie, dat hulle nagedagtes ook sal voortleef in vandag. Maar natuurlik vandag kom herdenk ons almagtige, alomteenwoordige Vader, ons God, ons Meester. Vir enige besoekers wat vanoggend hier is, baie welkom as jy die eerste keer saam met ons is. Sit en geniet die erediens saam met ons en mag die woord wat uitgaan ook vir u tot die hart spreek. Jy kan net so bly sit, dan gaan ons 'n paar lofliedere saam sing. Oh,
Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom volgende hier op hierdie koue Sondagoggend in die huis van die Here. Ons glo en vertrou dat dit nie so koud sal bly nie en dat die Here elkeen van ons styf sal vashou, dat ons sal warm kry. Maar baie dankie dat u vanoggend hier is. Ons waardeer u teenwoordigheid opreg. Kom ons word stil voor die Here. Here ons Vader, ons kyk op na u. En ons as die kinders, ons sit aan die voete vanoggend hier in die huis. En ons kom en ons vra mooi dat die elkeen van ons vanoggend
in die hart sal aanraak. U ken elke hart. U weet van die bekommernisse, u weet van die hartseer. U weet van die soeke. Ons is aan u voete vanoggend, Here, en ons pleit om u genade in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing lied 454, Vader, ons eer U. Ons het nie ons vaders vergeet vandag nie, en ons wil vir ons vaders elkeen 'n baie mooi Vadersdag toebid en bid om die Here se seën uit dankbaarheid vir wat elke vader in elke huis die rol wat hy vervul. Maar ons gaan vanoggend nie aan julle die gebruikelike erkenning gee nie, want julle weet hoekom. Ons wil volgende Sondag, wanneer ons nou vol is, want dit is ons nou lang naweek, dan is daar nou nie so baie teenwoordig nie. Volgende Sondag wil ons iets spesiaals doen. En daarom vra ek baie mooi dat ons dit gaan ondersteun. Ons het volgende Sondag 'n pragtige lofprysing. Pragtige lofprysing waar ons gaan saamkom om die naam van die Here te loof en te prys en aan die Here dank te bring vir sy goedheid
en vir sy genade. En tydens die geleentheid gaan ons ook dan erkenning gee aan ons vaders vir Vadersdag. So ons skuif hom bietjie uit, as dit nie vergeet nie. Maar ek wil vra, dit gaan nie net oor die lofprysing nie. Ons wil ook na die tyd lekker saam kuier. En daarom vra ek, kom ondersteun asseblief ons susters. Hulle maak 'n mooi geleentheid van sop en sherry na die tyd. En daar gaan blykbaar vasgebakte brode wees, van verskillende soorte en verskillende soorte soppe. So asseblief kom ons koop kaartjies en kom ons kom in groot getal en ons geniet na die erediens saam kuier in die vierkant. So asseblief moet dit nie vergeet nie. Die kaartjies is na die tyd beskikbaar en sal ook volgende Sondag beskikbaar wees om 'n mooi geleentheid te maak. So vaders, vandag, omdat dit so koud is, nee. Volgende Sondag, hoop ek nie dis koud nie, dan gekuier ons lekker saam. Baie mooi geleentheid. Stefanie, ek hoop ek het nou beantwoord aan jou behoefte. Dit is 'n treksie, dankie. Sy doen soveel moeite en ons waardeer dit so. Goed, geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by Romeine 5. Romeine 5, en ons gaan lees van vers 1 tot vers 5. Kom ons buig die hoofde. Ons Hemelse Vader, dankie vir die heilige woord. En ons dankie dat ons uit groot liefde, respek en dankbaarheid kan stil word met die woord in die hand. En dis ons gebed, Here, dat U hierdie woord vanoggend vir ons sal oopbreek, vir elkeen sal uitdeel, en dat U die honger en die dors in elke hart sal stil. Dankie, Here, vir vaders. Dankie, Here, dat U hulle seën met wysheid en insig. Dankie wat vir die liefde wat hulle in elke huis vervul. En daarom kom ons as die kinders ook op hierdie dag om op te kyk na U as ons Vader en vra ons, Here, kom en wees U kinders, U familie, baie genadig. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Romeine 5, vanaf vers 1. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God en deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde
in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Tot sover geliefdes in die heilige woord van die Here. As jy hierdie gedeelte deurlees, is dit sulke kernagtige woorde, kernagtige sinne, wat jou nie net laat lees nie, maar telkens onderbreek dit jou, dat jy dink, maar wat het ek nou gelees? Wat het ek nou gehoor? Broer en suster, dis die waarde van die gedeelte. Want hierdie gedeelte wil vir ons kom sê, wat is die waarde van God se woord? Hoekom het God sy woord vir jou en my gegee? En wat bedoel God met sy woord? God het sy woord vir jou en my gegee om met jou en my te praat. So dikwels hoor ons, hoekom praat die Here nie met my nie? Ek hoor soveel mense getuig van, die Here het met hulle gepraat. Maar hier kom in Romeine 5 baie sterk deur, 'n woord van die Here, en dan spesifiek in die lig van sy woord, 'n woord spesifiek vir jou en my. En daarom kan ek nie sê, God praat nie met my nie, ook nie vanoggend, God praat nie met my nie. Hier kom die Here met 'n besondere boodskap. 'n Boodskap wat hy hom aan jou en my wil openbaar, maar 'n boodskap wat hy ook vir jou en my wil gee, om ons lewe aan te raak. En ons lewe om te keer. So baie sê, waarvoor lewe ek? Waarvoor lewe ek? Waarom is ek hier? Wat moet ek doen? Here kom in sy woord, en deur sy woord, om hom aan jou en my te openbaar. En hy kom om jou en my te help, om werklik met vrede te lewe. Met vrede te lewe. So baie sê, ek het nie vrede in my hart nie. So baie sê, ek is nie gelukkig nie. So baie, het so baie waaroms. En die Here kom deur sy woord om met jou en my te praat. En hy vra dat ek en jy sal stil word, en dat ek en jy nie net sal lees nie, maar dat ek ook sal hoor wat hy aan my wil openbaar. Hier in Romeine 5 kom die Here met 'n baie belangrike boodskap. 'n Belangrike boodskap. Broer en suster, wat ek en jy nie net moet hoor nie, maar wat ons daar baie dringend deel van ons lewe moet maak, waaraan ons moet vashou. Ons kan nie daar sonder nie. Hy kom en hy sê hier, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. God het ons vrygespreek deurdat ons glo. God kom om die verbroke verhouding tussen my en hom te herstel. Hy kom en verander my status met hom totaal en al.
lees die verhaal van 'n man wat 'n Rolls-Royce besit het. En hy besluit toe, hy wil bietjie met die Rolls-Royce gaan toer. En dan in Engeland het hy op 'n boot gesit en hy het toe oorgevaar na Europa toe. En daar in Europa het hy rondgetoer. Maar op 'n stadium toe sien hy daar kom 'n liggie aan. En hy weet hier's nou probleme. Hier moet nie liggies aankom nie. En hy stop. En hy skakel vir Rolls-Royce in Engeland en sê, hier's 'n probleem. Hulle sê, goed, hulle sal daarna kyk en dadelik stuur hulle werktuigkundige oor. En hy het gekom en na die motor gekyk en die motor herstel. En hy het verder gereis, maar in sy agterkop het hy, was hy bekommerd. Wat gaan hierdie kostes wees? Vliegtuigkaartjie heen en weer herstel. En weer in Engeland kom, toe skryf hy vir Rolls-Royce 'n brief en vra, nou wat is die koste verbonde aan hierdie herstel? En hy kry 'n brief terug. Meneer, ons het in ons rekords geen navraag of bewyse oor 'n gebreekte Rolls-Royce nie. Daar's geen leer wat sê, u skuld ons iets of ons skuld u iets nie. Ek wens dit was van my waar. Want as rooi ligte by my aankom, dan sien ek geld. Maar hoor jy, hier is geen rekords van hierdie motor in ons lers nie. Paulus kom sê, die Here het jou en my vrygespreek. Die Here het al die lers oor jou en my lewe het hy uitgetrek, het hy weggegooi. Daar bestaan geen leer meer oor jou en my lewe nie. Is dit waar? Kyk wat het ek gedoen, kyk wat het ek gesê. Hoor, my kind, daar is geen leer nie. Geen leer met bewyse dat ek dit of dat vir jou gedoen, of dat jy dit en dat teen my gedoen het nie. Ek het jou vrygespreek. Ek het die verhouding met jou herstel. Jy was 'n sondaar. Nou is jy 'n kind van my. Jy het eenkant gestaan. Nou is jy deel van my kudde. En dit op grond van my soenverdienste, op grond van die feit dat ek my seun, Jesus Christus, aan die kruis laat sterwe het. Hy het gekom om jou lewe te herstel. En daarvoor vra hy het hy geen rekening uitgestuur nie. Hy het net gekom om jou en my 'n nuwe mens te maak. Broer en suster, dis wat ek en u moet glo. Dis waaraan ek en u moet vashou. Ek en jy hoef nie tempel toe te gaan om sonde te bely nie. Ek en jy hoef nie die hoofpriester te gaan opsoek een keer in 'n jaar nie.
Ons hoef nie offers te bring nie. Ons kan net hoor. Dit het Paulus beleef. Die Here het vir hom en almal aan wie Paulus die evangelie verkondig het, die boodskap gegee. God het jou vrygespreek. Jy's nou 'n nuwe mens. Jy's nou 'n nuwe mens. Jy staan in 'n nuwe verhouding met die Here. Jy's nie maar hier jy nie. Jy het status. Jy staan nou bekend as kind van God. En daaraan moet ons vashou en daaroor is ons dankbaar. Ons is Rolls-Royce. Ons breek nie. As ons breek, word ons reggemaak. Sonder dat iemand daarvan weet. Sonder dat daar enige rekord gehou word. Die Here is so lief vir jou en my, dat hy vat alles weg, wat skei maak tussen jou en my. Daarom kon hy ook vir die sondaar aan die kruis, die moordenaar aan die kruis sê, toe hy vra, Here, wees my genadig, toe kom die Here vir hom sê, ek spreek jou vry. En dit is moeilik vir my om te glo, as ek dink aan my eie lewe, hoeveel dinge ek verkeerd gedoen het, hoeveel dinge ek verkeerd gesê het, hoe ek lelik was, hoe ek kwaad was, is dit waar? Neem die Here dit alles van my weg? Spreek hy my vry? Ja, my broer en suster, hy spreek dit vry. Hy neem dit weg. En dit moet ek glo. Dit moet ek glo. En daarom praat Paulus ook hier. Hy praat hier van die Heilige Gees. Hy praat hier van die krag van die Heilige Gees. En dit is alleen die krag van die Heilige Gees wat my kan oortuig dat ek is 'n nuwe mens. Ek dink anders, ek praat anders, ek handel anders uit dankbaarheid. Dat God die verhouding tussen my en hom herstel het. Dat hy my nader trek as sy kind. Hy druk my styf teen sy bors vas. En hy help my. Hy staan my by. Daarom kom hy en sê hy ook in die gedeelte, hy bring vrede. God bring vrede. Broer, suster, nou moet jy weet, dit was nie vir Paulus maklik nie. Ek en u dink ons kry swaar. Ek en u dink dit gaan met ons moeilik. Maar wat lees ons van Paulus? Hy sê hier in 2 Korintiërs 11 vers 26, ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see en gevare onder vals broers. Daar was my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Hoorie my broer en suster, Paulus kom praat nie net eenvoudig om te sê, ek het swaar gekry nie. Hy praat nie oor swaar kry as 'n filosofiese term nie.
Ons praat so maklik, almal kry swaar. As Paulus praat oor swaar kry, dan noem hy by die naam wat hy aan sy lyf ervaar het. Hoe hy deur riviere moes gaan, deur vuure moes gaan. Hoe hy moes gesluip het van plek na plek om nie doodgemaak te word nie. Almal het hom gesoek om hom te kruisig en dood te maak. Maar wat sê Paulus? Paulus sê, hy het geleer uit sy swaar kry. Hy het geleer uit sy swaar kry. En wat het hy geleer uit sy swaar kry? In sy swaar kry het hy hom gesien in 'n kamer, opgesluit in 'n kamer. En in die kamer was hy vasgevang. Hy kon nie uit die kamer sien die bloue hemel of die son. Hy kon nie sien aan die ander kant die kamer nie. Maar die Here het hom gehelp. En hy het ontdek, in die kamer van swaar kry, is daar altyd 2 gate. Altyd 2 gate. Daar's 'n gat, wat jy na agtertoe kan kyk. En as jy na agtertoe kan kyk, dan sien jy geloof. Geloof. As jy na agterkant in sy swaar kry, kyk hy agtertoe, en sien hy geloof, en wat hoor hy? Paulus, ek het jou vrygespreek. Jy is my kind. Dit is 'n vertroosting in my swaar kry, binne die kamer. Daar's niemand om my nie. Weet, Paulus, jy is my kind. Maar dan sou ek 'n gat vorentoe. Dan sou ek 'n gat vorentoe. En wat sien hy in die gat vorentoe? Hy sien hoop. Hy sien hoop. En wat hoor Paulus? Paulus hoor die werk wat ek in jou begin het, die feit dat ek jou my kind gemaak het, daai werk is nie afgehandel nie. Ek is nog besig daarmee. Daar kom 'n beter môre en 'n oormôre vir jou. En dan in sy swaar kry, gaan sit hy nie agteroor en sê, nou sit in die moeilikheid, daar's niks wat ek kan doen nie. In sy swaar kry, sien hy aan die agterkant, wat die Here vir hom beteken, maar hy sien ook aan die voorkant, daar kom 'n nuwe môre. Hy sê in Filippense 1:6, die werk wat ek in jou begin het, dit gaan ek volbring. Ek sê nie net jy is my kind nie, en ek spreek jou nie net vry nie. Ek gaan jou help met die lewe hier en nou. Ek gaan jou vashou totdat ek weer kom en kom om jou te kom haal. Broer en suster, is dit nie wonderlik nie? As jy hoor wat het Paulus belewe, wat het hy deurgegaan, dan sou ek sê, ek sou dit nie gemaak het nie. Ek sou opgegee het. Ek sou opgegee het om nagte in die veld te slaap, dae sonder kos te gaan. Vir wat? Omdat die Here hom geroep het en die Here hom liefhet. Hy het hom vasgehou. Wanneer die Here in jou hart kom, wanneer die Here jou hart aanraak, wanneer die Here jou hart omdraai, dan kan jy nie anders as om onder welke omstandighede aan die Here vas te hou nie. Te weet, hy het vir my gesterf. Te weet, hy gee my 'n nuwe status. Te weet, daar kom vir my 'n beter môre. 'n beter môre. En broer en suster, dit is so belangrik dat ons dit verstaan en dat ons dit hoor.
Ons hoor so dikwels, en ek hoor dit in my familie, en ek hoor dit by baie. Die Here het aan my deur kom klop. 'n deur kom klop. Hy het iemand, 'n geliefde, van my weggevat. Die Here het aan my deur kom klop. Daar's siekte in my familie. Terminale siekte. Ek gee moed op. Ek gee oor. Dis nie wat die Here van my vra nie. Die Here vra vir my, kyk terug en kyk vorentoe. En as jy vorentoe kyk, dan staan hoop. Dan staan hoop. Die Here kom vat nie, die Here kom gee ook. En wat gee hy? Hy kom verseker vir my. Hy sal by my bly. In my hartseer, in my bekommernis, in my onsekerheid, is die Here altyd daar vir my. En hoe is dit moontlik, my broer en suster? Dis alleen moontlik deur hierdie boodskap in my te plant, deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom omkleed my. Die Heilige Gees kom praat namens my by die Vader. Die Heilige Gees help my in my swaar kry, in my worsteling, om aan die Here en die Here alleen vas te hou. Jare terug, die mense van die weermag, met die offisiersvorming, het hulle jou blootgestel aan die uiterste. Want hulle wou nie gehad het, almal moes in daai tyd offisiere word nie. En daar is daar manne wat nie dit kon maak nie. En dan gesit jy by 'n maat van jou en dan sê jy vir hom, kom man, kom, byt net bietjie vas, hou net vas. Dis een van die dae verby. Ek wil nie, ek gaan nie. En dan het jy jou doel gedien, jy het mooi gepraat, jy het mooi versterk, dit het nie gehelp nie. En dan is hy van die kursus af, of sy van die kursus af. En daai tyd het ek geleer om kind van die Here te wees, is om vas te hou. Elke omstandighede vas te hou. Want daar kom 'n môre. Daar kom vertroosting. Daar kom genesing. Genesing nie altyd soos wat ek wil hê genesing moet kom nie. Maar daar kom genesing by die Heilige Vader. En daar moet ons vashou. Die Here kom sê hier vir ons, ek wil hê, en dis my begeerte, dis my gebed vir jou, jy moet in vrede lewe. Daar moet nie onsekerheid in jou wees nie. Hy kom vat al die bekommernisse uit jou en my hart, en hy kom plaas homself as die bron van vrede in jou en my hart. En dan kom hy en hy sê, gaan nou heen, gaan nou heen, gaan lewe hierdie vrede, gaan lewe hierdie vrede, moet oor niks bekommerd wees nie, want ek die Almagtige is jou God. Ek hou jou vas, ek hou jou vas, jy hoef vir niks bang te wees nie, ek is by jou. En daaraan moet ek en jy vashou. Daaraan moet ek en jy glo. Dit moet ek en jy lewe. Gaan jy 'n rekening kry? Nee. Gaan hy jou help as die liggie aankom? Ja. Hoe weet jy dit? Alleen deur geloof.
te glo en te weet, hy is die Almagtige. En omdat hy die Almagtige is, seën hy jou en sê, gaan heen, lewe met vrede. Amen. O Vader, baie dankie vir die wonderlike versekering. Ek is vry. U het my opgetel, verlore kind. U het my opgetel, hartlose kind. U het my opgetel, liefdelose kind. U het my opgetel, moordenaar. U het my nie net opgetel nie. U het my vrygespreek. Daarom kan ek jubel en juig. Daarom kan ek U loof en prys. Want U leef in my. U vernuwe my lewe. U maak my 'n nuwe mens. En ek kan ingaan sonder vrees of bewering. Want in U hande is ek veilig. Here, dit bid ek toe vir elkeen van ons vanoggend hier teenwoordig. Ek bid dit toe vir ons gemeente. Ek bid, o Heilige Gees, kom en bring vrede. Vrede in ons harte. Bring ook in ons harte opregte geloof, te weet en te glo. Ek is vrygespreek in en deur Jesus Christus. In sy naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here vereer met ons dankoffers. Ons gaan kyk na die afkondigings en die verjaarsdag.
hier teenwoordig is, net staan, daar so agter. Ons sê dan baie geluk aan hulle wat verjaar, en ons dink aan hulle, mag ek vir hulle 'n mooi dag en 'n mooi nuwe lewensjaar wees. Baie geluk. Net enkele afkondigings wat ek aan u wil voorhou. Asseblief, ekskuus ek herhaal dit so, maar dit is vir my so belangrik. Volgende Sondag, ons lofprysingsgeleentheid. Kom ons maak dit iets moois. Koop kaartjies vir die sop en sherry, en ons gaan lekker saam kuier. En dan met groot dankbaarheid, verlede Sondag het ons voorbeeld gevra van Net Engelbrecht. U sal onthou, sy was aangerand en hier in Molletag in 'n Centurion Sentrum. Frikkie het my gebel, gesê, hulle sit by die huis en hulle drink saam koffie. Dit gaan baie beter met haar. Ons dank die Here daarvoor. Maar dan moet ons ook ongelukkig aan die voorhou, dat Tannie Rita Stein is oorlede, en Tannie Rita Stein se begrafnis is eerskomende donderdag om 11:00. Kom ons dink aan hulle familie. Hulle familie gaan deur 'n baie moeilike tyd. Van hulle het ongelooflike ernstige kanker. Baie kanker in die familie, en dit gaan maar moeilik. En dan Lorika van der Venter, sy het 'n groot operasie ondergaan. Sy is intensief by Unitas Hospitaal. Sy worstel ook met die kanker, en dat ons asseblief aan haar sal dink. Sy het ook 'n groot operasie ondergaan, en dit het goed gegaan. Ons bid nou vir herstel. Helene Spies het ook haar operasie gehad. Soos ons verstaan, het dit goed afgeloop, en ons bid vir volkome genesing. En dan Tannie Patrys, sy soek nou baie aandag. Oom, ek sal ons 'n bietjie help om 'n bietjie meer aandag aan haar te gee. Want sy moet nou elke week hospitaal toe gaan. Maar ek spot, en maar dit is ernstig. Ons dink aan Tannie, sy gaan hierdie week vir 'n stent, en dan gaan sy ook vir haar klep vervang. En op ouderdom is dit nie altyd maklik nie. Maar ons dink aan julle, hoor. Ons dink aan julle. Oom, jy moet dan maar stywer vashou, dan sy minder hospitaal toe gaan, hoor. Goed. So kom ons dink aan hierdie mense in hartseer en bekommernisse, en ons strale aan die Here op. Ons slotsang is lied 284. Laat Heer die vrede deur ons vloei. Dan na die seënuitspraak is ons uitstaplied, gaan dan Heer, gaan in vrede. Amen.
van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, sy wees met elkeen van ons te seën met ware vrede.